rede hoekom 'n groot persentasie van ons mense nie tot inkering toe wil kom nie, is want die moment as hulle nou vir hy verandering wil maak, die moment as hulle nou hulle self wil verbeter, die moment as hulle wil begin om 'n pad te stap met die Here, dan word die mense se verlede in hulle gesigte gegooi. Hulle word om elke hoek en draai geremind van hulle ou self. Nou wat jy na die Here toe kom, sê die Here kom soos jy is. Baie mense misinterpret die konsep, dan wil hulle inappropriate aantrek in die kerk en. Maar die eintlike bedoeling van kom soos jy is, as jy sit met 'n dwelmprobleem, as jy sit met iets soos promiscuity, of jy drink alkohol, of jy rook sigarette, of jy's iemand wat baie vloek en rou is, en dan sê die Here, kom soos jy is, en die Here sal die verandering bring vir jou. Die Here sal vir jou kom vrymaak, en die Here sal vir jou verlos, né? Maar hoekom, as jy sien, sekere mense sien, dat die persoon wil nou vir hulle verbeter, hulle wil nou probeer 'n pad stap met die Here, dan wil jy die mense se verlede in hulle gesig ingooi. Sy sit die mense sommer van plek af, because why, in die mense se opinie is, okay, ek het lelike maniere gehad, ek was 'n skinnemond gewees, ek was 'n roker, ek was 'n drinker, ek was baie los gewees, ek het dwelms gebruik, almal die dinge, ek wil nou 'n pad stap saam met die Here, maar my verlede verlaat my nooit nie. Hoe kan ek die verandering bring as my verlede vir my nooit verlaat nie? Nou vir die persoon wat probeer om 'n pad te stap saam met die Here, wat probeer om te let go of the old things, wat wil hê alles moet kom nuut word, is ek hier om vir jou te sê, my broer en my suster, niemand, but nobody, niemand is te sleg om goed te kom raak nie. God vat alles, die vuil was goed, die vuil verlede, en God kom was vir jou so wit so sneeu. Baie mense kyk nog altyd vir my aan met my tattoos, hulle oordeel my nog altyd, maar die is maar net 'n dop. Is die siel gered? Is die hart skoon, duis wat vir die Here beteken absoluut niks, so niemand kan vir my, daar is mense wat, maar niemand gaan vir my laat sleg voel, oor dinge wat ek in my verlede gedoen het, because I'm not a perfect person. My verlede is sommer baie vuil en baie donker, maar ek dank die Here, ek is nog nie waar ek wil wees nie, maar ek kan God dank, ek is nie daar waar ek gewees het nie, ek is nie daar waar ek gewees het nie, die bloedprys was betaal vir my, so ek gee nie om hoe sleg jou verlede lyk, of hoeveel hulle dit in jou gesig wil gooi nie, wil ek vir jou sê vanaand, dat God het die bloedprys betaal vir jou. Stap met jou kop op en moet laat niemand, net niemand, jou verlede in jou gesig ingooi nie. En met dit staan ek terug met 'n dankbare hart. Julle, ek is so siek, soos 'n kat wat nat gereën het. Na Saterdag wat ek vir Kara uitgevat het, ons is Kaapby toe gegaan, en het was baie vol, ons het parkering gesoek, het was baie warrig Saterdag, en toe ons gestap het in die son, Saterdag aand toe ek by die huis kom, ek dink ek het die video gemaak, toe kan ek al voel, hier by die keel voel het krapperig, borsie voel nie so lekker nie, lyf voel 'n bietjie seerig, maar ek gedink is moeg, maar gisteroggend toe ek opstaan toe sê ek, I need something, got a hold on me, en ek het vandag die hele dag gelê, ek het met lemon en ginger beer en dusbring gedrink, my maak my so 'n klomp spices, ek weet nie wat is daar in nie, met heuning en goed, ek het nou 2 lepeltjies Jesus, maar die goed gee vir my soeibrand, maar ek het vir my ook gevra om vir my bambies te bring van die chemist af, maar nie te min, nou net, niemand is te sleg om goed te kom raak nie. And if they want to throw your past in your face, that's the old version of you. You don't love them anymore. Geseënde hand vir julle, baie liefde. God bless you.